12 Februarie. Liefde is die vervulling van die wet. Liefde moet in ons lewens vervul word. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Romeine 13 vers 10. Hoeveel ontbreek liefde? Ag, kon liefde, die haat en weetyvering en twist en die wortel van bitterheid, waardeur soveel besoedel word, tog net uit die hart verwyder. Die liefde van Jesus kan nooit ontvang word en die hart deurstraal, totdat nywer, haat, jaloesie en bose agterdog verwyder word nie. Vele bedrieg hulle self, want die beginsel van liefde woon nie in hulle harte nie. Hulle kan hulle oë sluit vir hulle eie foute en tekortkominge, maar hulle kan God nie bedrieg nie. Daar moet 'n hervorming plaasvind. Die ploegskaar van die waarheid moet diep vore deur ons trotse harte ploeg om die braakgrond van ons ongeheiligde natuur oop te skeer, sodat die gees van liefde van Jesus daarin geplant kan word. Tyd verloop haastig en elke werk sal spoedig in die oordeel gebring word, en of ons sondes of ons name sal uit die boek van die lewe uitgewis word. Reine liefde werk eenvoudig. Dit is anders as enige ander beweegrede. As daar aardse beweegredes en selfsugtige belange aan verbonde staan, is dit nie meer rein nie. God let eerder op die hoeveelheid liefde waarmee ons werk, as op hoeveel ons doen. Liefde is 'n hemelse hoedanigheid, dit kan nie by die natuurlike hart ontstaan nie. Hierdie hemelse plant bloei net waar Christus heers. Waar liefde bestaan, daar bestaan krag en waarheid in die lewe. Liefde doen net goed. Diegene wat liefhet, dra vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Dit was dieselfde Jesus wat beveel het dat liefde die oorheersende beginsel in die ou bedeling moet wees. Wat beveel het dat liefde die oorheersende beginsel in die hart van sy volgelinge in die Nuwe Testament moet wees. Die uitwerking van die beginsel van liefde is ware heiligmaking.